In 'n musiekwêreld van onder andere iTunes, Spotify en Deezer, is daar nou 'n nuwe musiekgroentjie op die horison, Liedjie. Liedjie.com is 'n musiekstromingsdiens wat voor die einde van dese week op Android-fone bekendgestel sal word. Apple-gebruikers moet nog tot einde Februarie wag. Ek en Rozaan Els, net sy 24ste voorste musiek- en vermaakjoernalis, het by Liedjie se kantoor in Kaapstad 'n draai gaan maak om te hoor wat hulle anders maak as die ander bekende musiekdienste. Daar is nie een plek waartoe mense kan gaan om net al hulle Afrikaanse musiek te ontdek nie. Jy kan na radio luister, jy kan kyk met musiek aansit, jy kan 'n show gaan kyk, jy kan 'n CD koop, maar daar's nie een plek waar jy al die Afrikaanse musiek kan vind nie. En toe het ek gedink dit sal nogal cool wees om 'n streaming service te bou wat basies kyk na kanale vir musiek, amper soos DStv. Een back-end, maar jy kan basies 'n kanaal daar bou vir elke musiektipe waarvan mense hou. So byvoorbeeld as jy op DStv is en jy hou van geskiedenis, dan gaan jy na History Channel toe, of jy hou van sport, gaan jy na Supersport toe, en hoekom kan jy nie dit doen met musiek nie? En bou dan een app, en ek dink Afrikaans is 'n goed genoeg case study as jy wil om te sê mense hou so baie van Afrikaanse musiek, kom ons gee vir hulle een app waar hulle al hulle musiek kan kry, $49.99 'n maand, en ons bou die hele platform agter. En as dit werk, kan ons ander kanale begin uitbou, soos Nigeriese gospelmusiek of musiek vir Persians, etc. Sulke klas van dit. En ek dink die ander ouens sit met 'n probleem dat as jy spesifiek van Afrikaanse musiek hou, moet jy nog 'n paar levels diep gaan om die musiek te vind, en dan het hulle alles in een speellys ingesit, want Afrikaans is mos Afrikaans. Ja. Maar dit is nie. Afrikaans is 'n genre. Ja. So en Afrikaans is enigiets van die fok of polisiekar regdeur tot by Karlien van Jaarsveld wat heeltemal op 'n ander spektrum sit. So ek dink dis daai En eers skielik kan jy klassieke musiek ook doen. Daar's soveel Suid-Afrikaanse beautiful komponiste, kore, daai tipe goed wat mense ook kan baie. Weet, soos sê van kinderstories tot klassieke musiek tot die groot treffers. dit lolos. Dit is Van Lollos tot Fokhof. Hoekom moet mense dan $10 betaal om die musiek te kry wat hulle eintlik wil hê, maar dis net 'n gedeelte daarvan. En so die idee daar agter was, hoe kry jy dit reg om dan amper kleiner, meer gefokusde apps en streaming services te bou wat mense dan net kan subscribe op die musiek wat hulle eintlik na wil luister.